Goeiemôre aan almal en baie welkom by hierdie geleentheid. Net enkele afkondigings. As jy nou by die huis is en jy wil graag nagmaal saam met my gebruik, dan moet jy dalk die opname stop en eers 'n bietjie brood en wyn gereed kry, sodat jy net nou saam met kan nagmaal gebruik. Ons volgende takeaways is op 26 Februarie, die Vrydag, vanaf 3 tot 6 namiddag. En ons wil mense aanmoedig, gaan kyk op die kerk se Facebook blad of kry die WhatsApp ergens en sorg dat jy die bestellings doen voor 18 Februarie. En dan wil ons ook mense uitnooi, kom jy help 'n bietjie, teen die Woensdag word al puddings voorberei en op die Vrydag gaan ons ook hulp hê, veral by die braaiery en ook by die restaurant. Nou wil ek ietsie persoonliks deel. My vrou Maritjie was vanaf verlede week se donderdag, veral die nag, redelik siek en nie teen Dinsdag is ons na die dokter en die dokter het vir haar gesê sy moet maar vir haar vir die COVID siekte laat toets. Nou ten tye van dat ons wag vir die uitslag, was dit maar 'n baie onseker tyd vir ons. En sy moes isoleer, maar ek doen toe die oefening om myself na 'n ander kamer te trek en sommer op die grond te slaap, soos wat ek gelees het van een profeet in die Ou Testament. Maar in die tyd dink ek ook aan ander mense en wat hulle deurgaan, onder andere aan Dominee Chris Milan van Kleinmond, wat nog die Saterdag sy seun sou trou en daarna opgeneem is vir die COVID siekte. En hulle stry nou al hoe lank om sy lewe daar in 'n intensiewe eenheid. En dan staan ek by tye op en ek doen die nodige om 'n koffie en 'n eding aan te dra. En ons is net op hierdie stadium baie bly dat die uitslag gekom het wat sê sy het nie die siekte nie en sy hoef nie verder te isoleer nie. Ek dink ons almal beleef in hierdie dae maar tye van ontwrigting en onsekerheid. Natuurlik is dit die voortsleepende COVID-pandemie wat alles vererger. Daar's besighede wat swaar kry en wat selfs toemaak. Daar's mense wat hulle werke verloor. Daar is die mense wat hulle huidige verblyf dalk nie meer kan bekostig nie. Ons hoor van ouete huise wat toemaak en mense wat hulle sommetjies mooi moet maak om nog steeds daar te kan aanbly. Dan het ek nog nie eers begin om te dink aan mense uit Afrika wat moontlik in hulle lande vervolg word of wat eenvoudig nie daar kan oorleef nie. Dit strook alles met 'n versie in die Bybel. Hebreërs 13 vers 14 wat so klink. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. En ons eie kantoordame sal dadelik byvoeg dat dit wat mense deurgaan, laat ons dink. Ons moet almal eintlik elke dag gereed wees om ons aardse tentwoning, hierdie ou wêreld, te verruil vir 'n vaste blyplek in die hemel. Wat is nou vanoggend se goeie nuus wat ek met julle wil deel? Min of meer dit. Al het ons nie 'n vaste blyplek hier nie, het ons 'n altaar wat ons geestelik kan versterk. Kom ek lees 2 verse uit Hebreërs 13, verse 9 en 10. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. So dit sê min of meer, ons het 'n altaar waarvan ons kan eet en dit versterk ons harte. Net ietsie ter agtergrond. Die Hebreër boek is geskrywe waarskynlik vir 'n Christen huisgemeente in Rome in Italië. En hierdie gemeentetjie het bestaan dan uit Joodse Christene sowel as nie-Joodse Christene. En hulle het vervolging beleef. Met ander woorde, hulle het hierdie versie verstaan wat sê ons het in hierdie wêreld nie 'n vaste verblyfplek nie. Terloops, die Jode as die godsvolk is maar altyd deur die Romeine en ander volke gespot en verag en verwerp. Nou was daar hierdie Joodse Christene en hulle het dit eintlik dubbel gekry. Nie alleen is hulle deur die Romeine en die ander heidense volke verwerp nie, hulle is deur hulle eie Joodse volk verwerp, Jode wat nog nie deur Jesus aangeneem het nie. Nou watter troos en bemoediging is daar vir hulle? Wel, die hele Hebreërboek is 'n wonderlike boek van bemoediging.
Maar in hierdie hoofstuk 13 kry ek nou hierdie gedagte. En dis die gedagte wat vir al hierdie afgelope 2 weke baie by my was, dat ons 'n altaar het wat ons harte kan versterk. En dis 'n versterking wat kom nie deur gewone eetgebruike nie. Net vir 'n oombliekie, wat word bedoel met hierdie eetgebruike? Wel, die hoofsaak is dat hulle sekere dinge moes doen om te keer dat hulle verontreinig sal word. Veral dan moes hulle nie afgodsvleis eet nie. En so het daar 'n hele klomp maatreëls ontstaan rondom eetgebruike. Die Hebreër skrywer sê vir hierdie mense eenvoudig dit, moenie op loop gaan deur al hierdie reëls nie. Die belangrikste is dat ons harte versterk moet word deur die genadebrood. En byna wil ek byvoeg, en as jy nou dinge oorweeg, soos sê nou maar ivermectin, en dan is daar 'n hele klomp reëls, moenie te op loop gaan nie, want al hierdie dinge gaan nou nie help as jou hart nie deur genade versterk word nie. Wat beteken dit is? As ons sê hier is 'n altaar waarvan ons kan eet, maar die mense wat nog die ou offerdiens doen, kan nie daarvan eet nie. Een vers uit die Ou Testament wat dit verduidelik is Levitikus 16 vers 27. Die sondeofferbul en die sondeofferbok, waarvan die bloed gebruik is om versoening te doen in die allerheiligste, moet buite die kampplek verbrand word. Velle, vleis, pensmis en al. Hierdie vers het ook ander in die Ou Testament verduidelik dat hierdie bul en hierdie bok geoffer moet word. En die hoofpriester vang dan die bloed op en gaan in die allerheiligste deel van die tempel en hy besprinkel dit daar en dit dien as versoening. Maar die vleis van hierdie diere kon hierdie hoofpriester nie eet nie. Dit moes buite die laar of dan nou buite die stad of toe die volk in die woestyn was, buite die kamp verbrand word. Wat beteken die woorde ons het 'n altaar waarvan ons kan eet? Nou ons weet by die altare is daar geoffer om aan God 'n offer te bring of om hom te aanbid, maar ook om versoening te doen. En wat ons baie keer mis is dat daar ook by hierdie altare geëet is. Sekere vredesoffers kon deur al die Israeliete geëet word. Die vleis van sondeoffers kon deur die priesters geëet word. Maar hierdie sondeoffer van die groot versoendag kon nou nie deur die hoofpriester geëet word nie. Geliefdes, jy ken al die boodskap. Jesus is vir ons geoffer en ons kan in 'n sekere sin van hom eet. Ons eet deur in hom te glo en om die nagmaal te gebruik. Mense wat die ou offerdiens nog doen, in terme van die Hebreërboek is dit mense wat nog nie vir Jesus aangeneem het en in hom glo nie. So hulle is nog besig met die ou Joodse godsdiens. Maar hulle kom dan nie by hierdie nuwe altaar uit nie en hulle mis die genade van die altaar van Jesus. Wat kan ons nou prakties doen om by hierdie altaar geestelik te eet en innerlik versterk te word? Ek het so 3 gedagtes. Waardeur Jesus se offer op die altaar van die kruis. En hier gebeur 2 dinge. Aan die een kant, toe Jesus aan die kruis sterwe, het hy hierdie vooruitwysing van die diere wat geoffer sou word, of wat geoffer is in die Ou Testament, het hy hierdie vooruitwysing vervul. Die diere het hulle bloed gegee en hulle liggame is ook opgeoffer. Jesus neem ons sondes op hom en hy, kom ons sê, in sy aardse liggaam word buite die stad Jerusalem aan die kruis in 'n sekere sin verbrand, want God se toorn het daarop hom neergekom oor ons sondes wat hy op hom geneem het. Daar was ook 'n tweede deel aan hierdie saak verbonde. Jesus is as 'n Jood gebore en hy was wetsgehoorsaam. Hy het dus reg gedoen volgens die Joodse godsdiens, maar die Joodse godsdienstige leiers het hom verkeerd verstaan en hulle sê, hierdie man het God nou gelaster. Hierdie man het ons Sabbat oortree. Hy moet sterf. En dan bepaal hulle dat hy buite hulle tempel en buite die stad moet gaan sterf, want hulle wil nie hulle tempel en hulle stad verontreinig deur hierdie man nie. Intussen het Jesus, na hy gesterf het, in 'n sekere sin sy bloed na die allerheiligste deel van die hemel geneem, om vir die Jode, maar ook vir ons almal,
se sondes te gaan betaal en om ons te reinig. Nou sê 'n versie hier in Hebreërs 13 by vers 13, laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Dit tref my maar net opnuut dat Jesus wat in die hemel gewoon het, mens kon word en eintlik nie meer 'n blyplek hier het nie. Hy sê op 'n stadium, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n plek waar hy sy kop kan neerlê nie. En uiteindelik het hy aan die kruis gesterf. Kom ons waardeer opnuut deur te gaan na die kruis en na die altaar waar Jesus homself begee. Maar in hierdie Hebreërs 13 sê dit verder, ons is nou ook saam met hom priesters en ons het offers om te bring. Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. En dan verder, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. As ons sien wat Jesus gelei het, en ons gaan self deur 'n moeilike tyd, maar ons het sy genade vir ons aanvaar, dan spoor hierdie verse ons aan. Kom ons dink aan ons medegelowiges, wat self ook ly, wat self swaar kry, wat self dalk opgesluit raak en geïsoleer raak, deur hierdie toestande van onder andere die COVID-pandemie. Kom ons bly dink aan hulle. Hier is ander verse wat sê, deur gasvry te wees, of deur steeds mededeelsaam te wees. En dan sê die Bybel, dit is offers wat vir God aanneemlik is. So kom ons dink aan ons medegelowiges in hierdie tyd, maar kom ons dink ook aan mense wat nog nie die Here ken nie, en ons dra die Here se liefde en die goeie boodskap ook aan hulle uit. Hoe gaan ons dit regkry? Hierdie stukkie wat sê, ons het 'n altaar, waardeur ons versterk kan word. Laat my opnuut vir Jesus raak sien, nie net as die hoëpriester wat homself as 'n offer vat nie, maar as 'n hoëpriester wat bekend is met ons swakhede. Hebreërs 4 vers 15 en 16 sê, is nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede het nie. En daarom kan ons altyd na hom toe gaan by die genade troon. En hy sal ons verstaan, hy sal ons hoor en hy wil graag help. Ek dink aan die bekende lied 444 in die ou Halleluja boek wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Dis ons wat baie keer gebrek ly. Hoekom? Omdat ons nie ons hart in ons nood by hom uitstort nie. Geliefdes, ek dink ons onderskat die Here in sy liefdevolle omgee. Ons leer uit die Bybel, in die hemel sit hy aan die regterhand en hy bid vir ons, hy tree vir ons in. En ek glo, hy wil vanuit die hemel ook deur sy woord en deur sy gees vir ons versterk. Hy wil ook vir ons versterk deur die tekens van sy liggaam. As ons vandag, op watter tyd ook al, die nagmaal gebruik, kom ons dink daaraan, dat Jesus homself as 'n offer gegee het. Kom ons neem hierdie brood en ons dink daaraan, hy het sy liggaam gegee. Kom ons neem hierdie wyn en ons drink, en ons dink daaraan dat hy sy bloed gegee het. En mag u, en elkeen van ons wat hierdie nagmaal gebruik, hierdeur versterk word. Ek doen 'n kort gebed. Here, dankie dat u self opgeoffer het. Dankie dat u dit weet, hoe dit voel, om soos 'n uitgeworpene te wees. Soos een wat nie 'n blyplek het nie. Soos een wat dalk 'n bed mis. Want u het mens kom word, om uself vir ons op te offer. Here, wees met elkeen wat in hierdie tyd werklik verontrief voel of ontwrig voel deur wat hulle ook al deurgaan. Here, ons wil opnuut vandag dink aan die altaar van die kruis waar u uself geoffer het. Ons wil daaraan dink dat u deur u eie Joodse volk verwerp is, gekruisig is. Dankie dat u dit vir ons gedoen het en dat u verstaan wanneer ons verwerp voel, wanneer ons dalk ons werk verloor, wanneer ons dalk ergens nie tuis voel, wanneer ons ontwrig voel. Here, wil u vir ons hoor as ons in ons nood na u uitroep. Dankie Here dat ons weet u is gereed om ook vir ons te sê, ek is die brood van die lewe. Kom na my toe en word versadig.
Ek is die water van die lewe. As jy dors is of as jy behoefte het, ek sal daardie dors les. Here, dankie dat U genoeg is vir wat ook al ons nood is. Ons prys U daarvoor. Amen. Deel saam met my in die nagmaal. So ons neem die brood en ons weet, Jesus het sy liggaam vir ons gegee. Neem dit, eet en glo. En ons neem die wyn en ons weet, Jesus het sy bloed vir ons gestort. Drink daarvan en glo en word deur sy wyn of deur sy lewe versterk. Amen.